Goeiemôre julle almal, ek hoop dit gaan baie goed met elke liewe een van julle. En ek hoop julle het almal 'n wonderlike geseënde oggend sover gehad. Ek wil vandag net gou weer so vinnig net bietjie ons Bybelstudie joernale bespreek en net vir julle so vinnig bietjie vertel van ons 8 weke challenge ene. Dit is nogal 'n lekker dagkie om te doen, 'n lekker Bybelstudie om te doen. En ja, dit is genoem 'n challenge want dit is om te kyk hoeveel van die Bybel jy gelees kan kry in 8 weke. En ja, mense kan dit alleen doen of jy kan 'n vriend of 'n vriendin of jou eggenoot of hoe ook al kan jy so 'n bietjie uitdaag om te kyk hoeveel jy van die Bybel gelees kan kry in 8 weke. Hulle is in Afrikaans en in Engels beskikbaar en ek gaan gou vinnig net die Engelse vir julle wys en dan die Afrikaans. Hierdie is ons Engelse een wat nou bietjie meer soos vir dames gerig is, met die mooi rose en so. En dan het ons die Engelse mans een, manlik of ja, as jy van brein hou, dan is hy vir jou. En dan ons Afrikaans is genoem, die Engels is Rooted in Christ, en dan ons Afrikaans is genoem Gevestig in Christus. So daar is die groen berge een, en dan vir die dames het ons die pink peonies ene. So ja, Engels is Rooted in Christ, Afrikaans is Gevestig in Christus, en dan gaan ek net vir julle wys hoe lyk die boekie aan die binnekant. Soos normaal met al ons dagboekies, begin dit met 'n brief wat jou uitnooi na die proses toe. So is net so 'n verwelkomingsbriefietjie van hoekom is geloof belangrik en hoekom is dit belangrik om jou Bybelstudie te doen, want onthou, Bybelstudie maak jou wapenskerp. So hierdie is net dan so 'n indeksbladsytjie van hoe jy die dagboekie kan gebruik. En dan het ons 'n bietjie geskiedenis van die Bybel ingesit. Want die Bybel is soos opgedeel in kategorieë. Jy het jou Pentateeg, jy het jou wette, jy het jou profete, jy het jou gospel en dan het jy die briewe en die openbarings en goed. So dis net so 'n nou jou Bybel seksie wat net vir jou wys van hoe die boeke in kategorieë opgedeel is. So dis so 'n bladsytjie en dan is dit meer soos Oud-testamenties opgedeel, soos vir Oud-testamentiese boeke wat jou geskiedkundige boeke, jou profete, jou wetboeke of jy noem dit die Pentateeg. So dis dan net Oud-testamentiese opdeling en dan die Nuwe Testamentiese opdeling. So jy het jou gospel, jou profesie, jou history en jou letters en so. Net so 'n bietjie agtergrond vir as jy die Bybel lees, hoekom spesifieke boeke baie gekoppel is aan mekaar en gekonnek is aan mekaar. So ja, dit is altyd net goed om daai agtergrond te hê. En dan hier is waar die challenge begin. Hier is waar jy kan sien hoeveel van die Bybel jy gelees kan kry in 8 weke. So die Bybel is soos opgedeel in klomp sulke blokkies. En regdeur soos van Ou Testament tot Nuwe Testament. En hoe die boekie werk is soos jy begin nou vandag, maar sê jy het nou vandag kom ons sê met Job begin en jy het Job 1 gelees en jy het jou Bible verse mapping method gedoen en dan merk jy het Job klaar gelees. So dan as jy 'n opvolgboekie dan moet kry as jy jou 8 weke deur is, dan kan jy dan nou net aangaan met die gedeeltes wat jy nou nog moet lees en so. En dan aan die einde is daar net waar jy kan merk watter boeke van die Bybel jy dan tot dusver nou al klaar gehanteer het, klaar behandel het. En dan begin daar net soos 'n weeklikse beplanning, net so 'n kort spasietjie om jou week uit te lê. En dan is daar ook 'n sermon gedeelte, soos 'n preek gedeelte waar jy soos spreeknotetjies kan maak, titel, topic, al daai goedjies kan neerskryf, goedjies wat jy in die diens dan bymekaar gemaak het en dan net later soos wil gaan teruggaan. En dan hier's waar die Bible met verse mapping begin. Dit is 'n verskriklike interessante metode. Regtig, ek doen dit nou al 'n hele rukkie en 'n mens kan nie al die Bybelteksverse onthou nie. Jy kan nie alles leer en resiteer of so uit jou gedagtes uit nie. Daar's baie mense wat die gawe het om dit reg te kry. Ek is nie een van daai mense nie. So Bible verse mapping het regtig vir my baie waarde geheg.
Want vir my persoonlik, as jy die hoofstuk gaan doen, en jy maak soos jou notas, en jy lê die hele Bybel uit, en so, en jy het jou notaatjies in goed, soos nou met die video wat ek nou net gemaak het, oor die visies en die broodjies. Gister toe dink ek daaraan, en ek kon soos dadelik na my joernaal toe gaan, en sê, okay, maar wag, ek het die inligting van die visies en die broodjies, het ek gedoen, in my verse mapping. So, ja, dit help jou, as iemand aan jou toe kom, en hulle vra vir jou, hoorie, hulle wil meer weet oor vergifnis, as jy, okay, maar gaan lees Matteus 7, die hele Matteus 7 praat van vergifnis. So ja, dit help regtig, mentally help dit jou om jou Bybel baie beter te verstaan, en regtig baie meer in diepte te onthou. So hoe die verse mapping werk, is jy het soos jou boekgedeelte, dan jou hoofstuk waarmee jy besig is, en ja, die vers dan wat vir jou uitgestaan het, kan jy daar inskryf, en dan is daar interpretasie gedeelte, en dan hier is waar dit vir jou vra soos, wat het gebeur, waar het gebeur, wie was genoem, en wat het jy daardeur geleef. So dit is in daai gedeeltetjie, en dit help om die konteks te verstaan van waaraf dit kom, help dit om dit, jy weet, soos net in dieper manier net jou Bybel, die spesifieke teksvers net te verstaan. En dan die volgende bladsytjie is net so 'n refleksiebladsy. So hier vra dit nou soos vir jou, looking back, looking forward, en wat wil die Here hê jy moet glo of ontvang uit dit wat jy nou uitgelees het. En dan het ons faith in action en die 12 wortels van die Heilige Gees. So ja, hulle is beskikbaar in Afrikaans en Engels. Hulle is op ons website, julle is welkom om daar te gaan kyk en daar vanaf te bestel. Ek het nogal redelik baie voorraad op die oomblik. Ons het môre 'n mark, so ja, hou maar net die website dop vir die voorraad. Maar ja, daar's Engels en dan Afrikaans is gevestig in die groen en in die pink. So mag julle almal 'n baie geseënde dag verder hê en be blessed and anointed.